Bloemfontein se original pinotage met ryk geure van koffie en donker sjokolade is die vlaggenskap-wyn van die wynlandgoed. Dit smaak heerlik saam met rooi vleisbreedies en ryk sjokolade nageregte. Nou, Lamb Champs se lamvleis het verskillende opsies van snitte. Jy kan met hierdie resep die snit van jou keuse gebruik soos potjievleis, groot boutchops soos hier voor my of 'n ontbeende bout. Nou die belangrikste as dit by breedies kom, is natuurlik dat jy die laaggeure op en om die vleis vorm. Dis begin jy deur heel eerste jou vleis te verbruin. Dis nou waar jy jou vleis met die sout en die peper en daai lamsrap geur en dan lekker verbruin in die pot. Nou jy haal die vleis uit en hou dit eenkant. Dan braai jy natuurlik jou eie seldery, jou wortels, knoffel in dieselfde pan vir 'n paar minute tot sag en effens gekarameliseer. Nou net gou om vir julle te sê, voor ek aangaan met verder stappe, ek moes alreeds hierdie doen, so dis hoekom ek dit nou net vir jou verduidelik. Nou dan roer jy die kruie, tomaties, bone, tomatiepasta, aftreksel, suiker, ekstra sout en peper, ook net in die pan of die pot by. Nou die boontjies voeg ons eers 'n bietjie later by, want dit moet nog steeds daai krakerigheid het en natuurlik die grasgroen kleur in die breedie wees. Nou dan plaas jy nou natuurlik net jou deksel bo op die pot. As jy nie 'n deksel het nie, folie is ook perfek. Dan verhit jy die oond tot 180 tot 200 grade. Dan plaas jy die breedie nou in die oond. Nou 2,5 ure tot 4 ure of tot die vleis sag is en uitmekaar uitval. Alles gaan natuurlik afhang van jou hoeveelheid en die grootte van die stukke vleis. Nou, jy kan natuurlik enige stysel van jou keuse kies om daarmee saam te bedien, soos kapokaartappels of rys, maar vandag het ek heerlike stampmielies. Nou as ek terug is, wys ek jou hoe lyk die vleis en dan voeg ons ook hierdie groenbone hier voor my by. Pick n Pay, trotse ondersteuner van plattelandse familieboere en Lamb Champs. Nou ek het vroeër genoem, aangesien die vleis reeds 'n paar uur in die oond moes wees, het ek dit vooraf gaar gemaak en gedoen. Nou ek het die hele bout so in die oond gesit en nadat dit uit die oond uitgekom het, het ek dit net so uit die pot uitgehaal. En dan het ek dit in stukke gebreek, net so groterige stukke. En dan terug heerlik in daai tomatie bonesous geplaas en net goed deurgeroer. Nou julle sal oplet dat die lamsbreedie hierso voor my baie meer chunky breedie is en dit is presies wat ek wou hê. As jy kleiner stukke lamsvleis gebruik, kan jy die bone ook dan nou natuurlik net vroeër by of bietjie later, nee nou moet ek mooi ding. As jy kleiner stukke gebruik, kan jy dit later byvoeg. En as jy 'n groter stuk vleis gebruik, dan moet jy dit nou net bietjie vroeër byvoeg. Maar as jy 'n lamsbout gebruik, dan kan jy dit so hierso in die middel van die kooktyd net in jou pan ook bysit. Nou kom ons roer die groenbone by. Jy sal sien, hierso het ek dit al reeds die vleis ingeroer en maak seker dat jy nou nie te veel vloeistof het of te min nie. Dit moet net lekker wees sodat dit jou samp kan bedek. En maar so derentyd hou dop jou vloeistof, laat dit nou nie uitdroog nie. So hierso is nou my lekker groenbone. Ek het vir so 1 minuut, 2 minute, so kyk maar, hang af of dit koue of warm water is. Dit net in die pot gesit, net sodat dit daai vinnige blancheer, want nou roer ek dit basies net by. En dis nou hier, waar jy dit net so heen en weer moet stoot. Jy moet nou natuurlik nie dat jy vleis te veel opbreek nie, want die vleis is murgsag. En ek is mal oor die bietjie groen daarin, dit laat dit net sommer heerlik vars lyk. Kyk nou net daar. Nou as jy sien dit kort bietjie vloeistof, kan jy verseker so bietjie van hierdie pakkie van Pick n Pay se sokpoeier. Dis maklik 'n manier om die sous net so bietjie aan te vul of te verdik sou jy wou. Nou dis wel opsioneel en slegs indien jy vleis dit benodig. Nou as ek terug is, dien ons op.
Nou ek het daai rooi bone net vir die lekkerte en die ekstra plantproteïene aanvulling bygesit. Dis regtig ook 'n opsionele bestanddeel. Dit help wel om die sous bietjie in jou kookproses te verdik. Nou vandag se resep is definitief 'n heerlike winterbederf en die koue aande is beslis hier soos Annika vroeër genoem het. Kom ons spring sommer dadelik weg en ek dien op. So hier is my stampmielies. Ek bedien dit in 'n bakkie. So jy kan 'n lekker hap groot genoeg hoeveelheid stampmielies insit en dan skep ons nou natuurlik hierdie stukke vleis net so bo-op. Ek gaan seker maak ek gee vir Steven 'n lekker groot stewige bak vleis hierso. Sit hom meer. So ek weet nie of julle vroeër opgelet nie. Hierso is 'n Diemersfontein pinotage relish. So dit was nou nie deel van die resep nie, maar dit het nogal vir my soos 'n plan hier gelyk om so teelepeltjie van dit net hierbo op te sit. Dit kan net lekker wees. En dan 'n ekstra groenigheid net so bo-op en dan swart peper. Nou geniet die winterwarm bitterlekker resep. En soos elke week is die resep op ons ontbytsake se webtuiste beskikbaar. Geniet die naweek en gaan koop jou bestanddele by Pick n Pay. En volgende week bring ek vir jou weer 'n heerlike en nuwe resep.